Nou ja, goeiemôre van my kant af ook. Hy sê dit so mooi, ek gaan 2 sessies fasiliteer en dis presies wat ek gaan doen. Ek gaan 2 sessies fasiliteer. Want ons gaan sommer afskop met 'n klomp werk. Wat nie ek gaan doen nie, wat ons saam gaan doen, wat jy betrokke by gaan wees en wat jy gaan doen. En dit gaan rondom beplanning en spesifiek strategiese beplanning rondom kerkplanting. Maar ek wil net begin deur iets van 'n konteks te gee vir die hele saak en hoekom ons is waar ons is en hoekom ons doen wat ons doen en hoekom het dan nou hierdie middag wat ons ingerig het spesifiek vir dit. Nou almal sien dat ons tema is vermenigvuldiging. Nou kan ek sien wie het ten minste standaardgraad Afrikaans gehad op skool. Ten minste, jy kan hoor gewees het. Dan gaan jy al die dots begin connect. Want jy gaan besef, as ons praat oor vermenigvuldiging, wat wil ons vermenigvuldig? Onder andere wil ons kerke vermenigvuldig. Onder andere wil ons baie graag sien dat in daai opsig die koninkryk vermeerder. So ek hoop jy is opgewonde om saam met my te werk. Die AGS waarvan ons deel is, Familie Adey as 'n netwerk en nie geografiese streek in die AGS, en ek weet hier's 'n span mense hier wat vriende is van Familie Adey, maar wat ook in die AGS is, en dan is hier 'n span mense wat vriende is van Familie Adey, wat nie noodwendig in die AGS is nie, maar ek dink jy gaan ook by die oefening baat vind. Maar die AGS, waarvan die grootste deel van ons deel is, het hierdie visie ontvang en is besig om hierdie visie baie sterk te dryf, om in die volgende 10 jaar, waarvan 1 jaar nou amper verby is, so daar is nog so 9 oor, 1000 kerke te plant. Nou, persoonlik is ek baie opgewonde daaroor. Want ons was eintlik nooit die apostoliese geloofskerk nie. En selfs die hele woord apostolies sê al iets. Hulle wat uitgaan, hulle wat gestuur is. En iets van nuwe grond breek. Apostolies. So dit voel vir my of die Here ons terugroep na ons DNA. Om te sê, man, julle is nie geroep en het nie 'n maintenance salwing nie. Ons het nie 'n maintenance salwing nie. Ons leef onder 'n apostoliese salwing. En daarom is ek opgewonde oor hierdie visie, en ek was bevoorreg om die laaste jaar of so, wat ek dan nou ook voorsitter van Familie Adey was ek dan nou uit die aard van die saak op die NLF, en deel van die leierskap, en ek's baie ingetrek by al hierdie kerkplantingsstrategie en die goed, en ek was baie bevoorreg om deel te kon wees van die beplanning en die uitrol en die opleiding en dies meer, en ons 'n klomp van die ouens wat hier sit, en vrouens wat hier sit, wat ook deel was van daar, en ons sal later weer daaroor praat, of ek sal nou weer noem, maar wat deel was van die opleiding en als oor hoe om kerke te plant, en deel was van om die strategie te bou van hoe wil ons by 1000 kerke uitkom. En die AGS het begin deur eers 'n paar pilotprojekte te doen, soos hulle in Engels sê, ek weet nie, dit klink net nie reg in Afrikaans, pilootprojekte nie. So, wat is 'n goeie Afrikaans? Loods. Dankie, loodsprojekte, dit klink reg. Loodsprojekte te doen, om te kyk hoe dit werk, en hulle het verskillende modelle na gaan kyk, en ek gaan nou praat oor, net vir konteks, en dan gaan ons begin werk, maar ek wil hom net 'n intro gee, want ons nou al werk gedoen, en ons moet op die rug van daardie werk doen. Ons moet op dit bou. Loodsprojekte gedoen, en gesê, hulle het gekyk na onder andere, en wat hulle gevat het, was die M4, wat hulle in Europa gebruik, en dadelik sê, maar ons is nie Europa nie, jy's reg, en dit gaan ek adresseer, maar hulle het baie goeie stelsel, wat hulle gebruik, en toe het hulle nou klomp nasionale leiers opgelei, en toe het hulle dit nou gevat na provinsiale vlak toe, en toe is dit nou vir my moeilik, want wat se provinsie is Familie Adey nou? So toe het ek nou maar somme die geleentheid gebruik om die netwerke, die 5 netwerke wat daar is, wat nie geografiese streke is, die waarvan ons een is, toe nou sommer te sê, maar ons is dan nou 'n provinsie, so ons is gehanteer as 'n provinsie.
So dis die provinsies en die netwerke is as 'n provinsie hanteer het die goed uitgerol en nou vat hulle dit af na streekvlak, die beplanning van kerkplanting, dat elke streek ook beplan, hoe dink elke streek, hoe kan hulle deelneem aan hierdie kerkplanting, hoe kan ons kerke plant, ensovoorts en so meer. Nou wat lekker is, die AGS is 'n Pinkster kerk, 'n Pinkster denominasie, wat wel nog steeds kerke plant. Almal kan dit nie sê nie, ons is nog steeds besig om te groei. So dis wonderlik. En ek dink hierdie gaan vir ons baie momentum gee om meer te groei, maar nou kom ons op hierdie vlak. Nou eintlik wat gebeur is, die streekskomitees doen die beplanning, maar ek het net gevoel, ek wil nie net hê die direksie moet sit en die beplanning doen namens Familia Duin. Ek wou graag gehad het, ons moet almal inkoop in die saak, ons moet almal deelneem aan die saak, ons moet 'n klomp inputs kry. Dis hoekom ek dit hiernatoe bring, in 'n sessie soos die. Te sê, maar kom ons praat almal saam, kom ons dink almal saam oor kerkplanting en hoe gaan Familia Duin die saak benader om kerke te plant. Nou obviously het hierdie beplanning en al hierdie goed 'n paar dae geneem. Dit was nie 'n halfuur wat ons op 'n tafel gesit het. Ons het hier opgekom na Bahama Lodge toe, naby Hartbeespoortdam, en ons het beplan en die ouens het oor dinge gepraat en gedink en gekou en gedink wat werk, wat gaan nie werk hier in Afrika nie. En dan is Afrika ook nie homogeen nie, want 'n tipiese Familia Duin gemeente, dis net hoe dit is, lyk nie noodwendig soos 'n tipiese gemeente in Hammanskraal of in Leboagomo nie. So ons het gedink, maar goed, hoe sal die verskillende goed werk, en vandaar dat ons het uitrol na ons streke toe, sê maar, figure julle uit, hoe werk dit by julle? En hoe gaan julle deelneem aan hierdie hele ding? En ek wil vra, of jy sal deelneem, vandag, aan hierdie saak. Ek vra. Ons dan 3 ouens wat in is, dankie Jackie. Ek vra regtig, sal jy deelneem? Want ek dink is 'n beweging van die Here. Ek dink is 'n beweging van die Here. Om die AGS regtig te connect met die AGS se DNA. Sy tree apostolies op. So ek vra jou, as ons hierdie saak vat, dis nie net 'n oefening, want ons is nie heeltemal geweet wat om te doen, ons kon nie sprekers kry nie, of iemand het gekanselleer, toe moes ons die sessie volmaak nie. Dis waar ons begin het, met die ding. Hoe kan ons beplan om dit uit te voer, om kerke te plant, as Familia Duin? Hoe kan ons kerke plant? Hoe kan ons die ding uitrol? En dankie as jy sê jy gaan deelneem, ek waardeer dit. Wat ons besluit het om te doen, want ons verskillende modelle waaraan in Johan se tyd het ons begin praat oor, en dis die laaste ding wat Johan kom doen het. Hy het gesê, hy het nooit 'n visie kom neersit en hy sê, kom ons doen dit nie, maar die laaste 2 of 3 jaar het hy gesê, maar kom ons, hy voel Here sê, ons moet kerke plant, en Johan het maar iets van 'n profeet, nee, want toe kom die AGS ook en sê, die Here sê, kom ons plant kerke. So hy dalk in die gees iets opgetel. Maar ons het verskillende modelle oor gepraat, en ons het ouens hier gehad van Harvestes, en ons het gepraat oor mense wat e-kerke doen, en ons het allerhande verskillende goed gedoen, en nou dadelik sê man, ons hou van die kamikaze model. Daar is nie so 'n model so ver ek weet, maar daar gou hy van. Ja, ons hou van die model, ons wil nie 'n ander model, jy kan hom doen. Wat ons gaan doen van Familia Duin se kant af, want onthou, ons wil as netwerk ondersteuning tot die ding gee, is ons wil die M4 as 'n raamwerk gebruik. Want dit is 'n baie goeie raamwerk. Ek het laas verduidelik, en Jackie het kom verduidelik, en 'n paar mense het verduidelik, en ons die speletjies gespeel om te sien hoe vinnig werk dinge as ons vermenigvuldig. Dit was baie goed, Jan het dit vir ons gefasiliteer. Wanneer ons praat oor hierdie kerkplanting idee, dis die raamwerk. Want die M4 het hierdie konsep van assessors, en is briljante goed. En Jackie is ons eerste assessor wat opgelei is, om die voormalige kerkplanters te assesseer, en dis nie 'n toets wat jy skryf, jy dryp nie, dis soos 'n spieël wat opgehou word, en te sê, het jy gekyk, kyk na jou huwelik, kyk na jou passie, kyk na jou karakter, kyk,
en vir jou te sê, en die mense wat saam met jou kerk, en die ouens wat saam met jou wil plant, en jou wil stuur, is 'n fenominale ding, en sê, miskien moet jy eers die in plek kry, of miskien het jy nog nie aan dit gedink, wat van dit? So is eers die assessor. Dis die eerste ding. Die tweede ding, dan is daar opleiding, wat relevant is. En daar's klaar 'n groep van ons familie Adey wat in hierdie opleiding is, en daar's van hulle wat nou al deur dit is. M1, M2, en dit gebeur oor 2 jaar, waar daar opleiding is. Dis nie so dat jy kan gaan plant nie. Die idee is dat dit is terwyl mense plant. Dit is 'n groot skei wat M4 ons geleer het, oor kerkplanting. Nie opleiding vir kerkplanting nie, maar opleiding terwyl jy plant. So, dan terwyl jy plant. So Quentin is nou besig om te plant. Ek het daar by sy kerk gepreek, en ek weet nie hoe dit gegaan nie, maar ek was daar. Maar terwyl hy plant, so eintlik is hy nou die regte ou om nou die opleiding te doen. Want hy's besig om te plant. So terwyl jy plant die opleiding. En dis 'n 2 jaar proses hierdie opleiding. Maar dan, ekstra hulp terwyl jy plant, is die coach. Waar's Roelof? Waar sit jy, Roelof? Hier sit jy, Roelof. Hy's vir ons 'n coach, opgelei as coach, 'n briljante model. Wat die coach elke nou en dan met jou connect, eenmaal in 2 maande of so, net sekere vrae vra. So hulle sê nie vir jou wat jy moet doen nie. Hulle vra die planter vra, wat die planter help. So wat besig is om te gebeur is die ander groot skuif, en is van 'n ek na ons. In plek van Quentin high 5 gaan plant vir ons, die Here mag met jou wees, buddy, raak dit 'n ding van ons bou 'n struktuur om Quentin. Ons help hom. Daar is die assessor wat hom gehelp het voor die tyd. Daar's die opleiding wat hom help gedurende tyd. Daar's die coach wat hom bystaan in die tyd. Als om sy sukseskanse te verhoog, sodat dit 'n goeie planting is, en dat dit 'n suksesvolle planting is oor tyd, en dat die persoon wat betrokke is in die planting natuurlik suksesvol is. So dis die hele gedagte, en dit is hoe ons kyk. Dis die raamwerk, maar nou die model wat jy wil gebruik. As jy 'n kerk wil gaan plant, soos jou kerk, en dis tipiese familie Adey kerk, gaan jy waarskynlik 'n ander model gebruik, as wanneer jy 'n kerk wil gaan plant in 'n Sebolazi. Nou, sê ons, gebruik harvesters as jy wil Sebolazi toe gaan, dit werk soos 'n bom. Werk met die harvesters model. Ons gebruik nog steeds die raamwerk van die M4, ons help jy nog steeds met assessering, ons help jy nog steeds met coach, ons gee nog steeds opleiding, in sekere dinge, beginsels rondom planting en vermenigvuldiging, die M1, M2, MD, M4. Miskien wil jy 'n kerk gaan plant, presies soos jou kerk, wel, dan stel ons voor, vat M4, jy kan iets anders ook gebruik, maar dit is 'n briljante model om net so te vat, en te gebruik om nog 'n, in my geval, TD kerk te gaan plant in, ek weet nie wat se dorp nie, iets wat naby die see is. En kan ek net uit my hart uit ook, regtig die hele familie Adey vra, dat wanneer jy dink aan plantings, begin by die see asseblief. Ek wil graag die gemeentes daar besoek. Nee, jy kan nie die hele Kaap kry nie, wat vat jy? Melkbos, ons ondersteun jou. Ons is saam jou. Ons vir jou. So kyk na die tipe goed, maar dan kan jy dit doen. Daar's ander modelle, waar jy sê, maar ons plant satellietkerke in die sin van, ons saai uit Centurion, hulle doen dit. Ek weet, hulle gaan nou Hope Down ook doen. Dis reg, gaan doen jy hom so. Ons gaan nog steeds vir jou help met coach, ons gaan nog steeds help met al die, en die apostoliese gesag so oor daai. So maak nie saak wat se model jy gebruik nie, dis nie waaroor ons gesprek gaan nie, en dis nie waaroor ons gesprek vandag gaan nie. Waar ons gesprek vandag gaan is die groot dinge, hoe familie Adey moet dink, as ons as familie Adey wil plant. En om dit reg te kry, het ek vir ons 'n baie interessante oefening, wat ek ons gaan laat doen. Sonja, waar is u? Waar is die papiertjies, Sonja? By
Kan ons daai papiertjies uitdeel asseblief? Nie die A3 papiere nie, Sonja, die Wikivou papiere, Sonja. Ons gaan wikies vou. Ons gaan wikies vou. So hulle deel gou vir jou papier uit. Het almal 'n papiertjie? Het almal 'n papiertjie? Het almal 'n papier? Wie kort nog 'n papier? Wie kort nog 'n papier? Goed so, ek is nie goed met sulke goed nie, maar daar gaan nou 'n slide opkom. Hy gaan. Daar is hy. Ons gaan nou almal 'n Wikivou. Apparently is dit nommer 1, dan nommer 2, dan nommer 3, dan nommer 4, dan nommer 5 en dan het jy 'n wiki. So kyk of jy die wiki kan vou. Vou die wiki. Hierdie is koninkrykswerk mense, so sit jou beste in.
Goed, vir die ouens wat sukkel, Adrian gaan vir ons gou stap vir stap verduidelik. Ek sal vir jou vashou, dan vou jy, dan was jy nou. Is daar enigiemand wat sukkel, of het almal dit reg gekry? Laat ek eers dit vra. Sukkel julle, okay, in die helfte gevou, dan jou, okay, jy vou hom in die helfte, dan sal jy sien jou ronde kant, wat die gebuigde kant is, moet bo wees. Dan vou jy altyd jou hoeke in, dan vat jy een lip van die papier, Kijk, dan gaat ons een lip van die papier aan die een kant op, en dan die ander lip, so, en dan vat jy een hoekie aan die een kant, een hoekie aan die ander kant, dan vou jy hom op jou oop. Kom ons gee hom 'n groot hande klap. Nou, as jy 'n hoekie nou het, dan wil ek jou hê om in jou hand, haal hom van jou kop af en sit hom in jou hand. As jy nog nie 'n hoekie het nie, of jou hoekie lyk soos myne, dan is dit ook oukei. Gaan net met die beste. Maar ek wil hê jy moet nou 'n baie interessante oefening doen. Jy is deel van 'n gemeente. Jy is deel van 'n gemeente. En in hierdie oefening wat ons nou gaan doen, vir die res van die middag, is dit regtig belangrik, dat jy nie dink as jou gemeente nie. So haal jou gemeente hoekie af. Dis nie die oefening waaraan jy gaan deelneem vanmiddag nie. Jy gaan nie dink, hoe kan jou gemeente plant nie. En dan sit jy jou Familia Day netwerk hoekie op. Okay? Doen dit. Jy het nou jou Familia Day hoekie op. Hou net jou hoekie op vir 'n oomblik. Ek voel net hierdie is so 'n mooi oomblik wat ek wil vasvang in die gees. Selfs Jan, wat niks met Familia Day het, my vriend uit Kimberley, het die Familia Day hoekie op, dankie. Okay, so jy jou Familia Day hoekie op, en is met daai hoekie wat ons nou hierdie oefening gaan doen. Met daai hoekie, jy gaan dink as Familia Day. Jy gaan dink asof jy in beheer is van Familia Day, en jy gaan dink, hoe werk jy saam met, en as ons dan nou sê Familia Day, dan dink jy, maar hoe gaan Familia Day, hoe gaan New Doxa deel wees, saam met Dynamica, saam met Ligpunt, saam met al die ander, om kerke te plant. Dis hoe ons nou gaan dink. Dis hoe ons nou gaan dink. Hoe kan Familia Day kerke plant? Is julle gereed vir dit? Nou, julle was in nommers opgedeel. Hier kom die van deel. Ek weet almal haat dit. Ek haat dit met 'n passie. Maar dit is effektief. Julle gaan nou in groepe opdeel volgens jou nommer. Nou kan ek sien, sal al die nommer 1 hulle hand opsteek asseblief. Al die nommer 1, al die nommer 1, al die nommer 1. Frikkie, jy is so pas aangestel as die leier van nommer 1 staan. Nommer 1, julle gaan na Frikkie toe. Sit maar. Sal die nommer 2 is hulle hande opsteek. Die nommer 2 is hulle hande opsteek. Daar kan nie net 3 nommer 2's in hierdie magtige gehoor wees nie. Wat het gebeur hier so? Adel, staan vir ons. Jy is die leier van nommer 2. Alright, julle sien vir Adel, waai vir die mense aan. Okay. Nommer 3's. Nommer 3's. Nommer 3's, nommer 3's, nommer 3's, nommer 3's. Albert staan. Albert is die leier van nommer 3. Nommer 4. Okay, julle begin nou die triek sien, nee. Julle begin nou die triek sien. Nommer 4's, nommer 4's, nommer 4's, nommer 4's. Is al net so min nommer 4's hierso. Staan vir ons asseblief. Jy is die leier van nommer 4's, Jan, daar sien julle hom.
Nommer 5, Retief, jy is sommer die leier. Staan, dat hulle sien hoe jy lyk. Retief is die leier. Nommer 6, kom aan 6. Jackie, jy is die leier, staan, waai. Ja, staan en waai. 7, Quentin is die leier, staan, Quentin. 7, dis jou man. 8, kom aan ouens, waai. Wie wil die leier wees? Wie wil die? Johan, dankie. Johan staan gou daar agter. Is die leier. 9, waar is die 9's? Is al net 2 9's. Is dit moontlik? So ook 'n 9, 3 9, 4 9. Staan vir ons, dis jou man. Nommer 9, dankie. 10. Dani, nog 10. Dani is die leier van 10. Dani sal net vir ons waai. Daar is hy. Hier is besoekers. Alright, 11. Sy die enigste 11. Daar's 'n 11. Waar's nog 'n 11? Nog 'n 11. Is daar 2 11's? No way. Barry, is daar nog 'n 11? Daar agter is 11. Barry, waai. Barry is, nou, hulle moet jou regtig sien, Barry, laat die ander 11's jou sien. 12, Wanda, waai jou hand erg daar agter. 12's. Het ons nie 12's nie? Hier's 'n 12, dankie. Wanda, jy gaan vir ons vat. Kyk daar agter is Wanda staan. 12. 13. Herman, waai vir ons. Staan Herman, man, kom aan, 13. Okay, hy's 14. Hy's 14. 14. Sal jy vir ons vat? Staan asseblief, waai. 14. 15. Wie wil die leier wees? Douglas. Dankie Douglas, staan en waai. 15. Nee, nie waai nie. 16. 16. Gaan jy vir ons vat? Dankie, staan en waai. 17, daai het nog sy hoed, dis nice. 17 daar agter. Caleb, gaan jy vat? 17, waai, staan laat hulle jou sien. Dankie, 18. Staan asseblief die 8 of 18's wys net. Callie, jy sal sommer vat. Waai vir almal die 18's. Callie, staan en waai. 19. Sal jy vir ons vat en is staan en waai, laat hulle jou sien asseblief. 19, 20, is al enige 20's. 20's. Baie min 20's. Sal jy vir ons vat, Yuri, staan en waai. Alright. 20's, dankie. So wat jy nou gaan doen is, jy moet nou jou persoon vind. En dan is dit net 'n paar mense wat saam moet sit, want julle gaan op 'n groot papier skryf wat ek vir julle gaan gee nou. So dankie vir die chaos van mekaar.